Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens om Johanne Echo so 'n bietjie so om kan net so 'n bietjie verstel. Dit is vir my 'n heerlike en wonderlike voorreg om vanoggend saam met u te wees. Ek sien net dat ons mis 'n klompie mense. Ek wonder net waar is hulle? Het hulle gesmeld hier buite in die reën? Geliefdes, ek is so dankbaar vir almal van julle wat vanoggend hier is, wat die reën trotseer het om hier te wees. En ek wil nou nie mense uitsonder nie, maar ek was vanoggend so beïndruk toe ek sien vir Johan daar agter met die rolstoel hier verby ry op pad kerk toe. Is dit nie wonderlik nie, om te weet ek sê as Johan nie kan wees, dan kan enige iemand hier wees. Maar ek verstaan ook dat Johan se wiele sit nie vas in die modder nie. So ek verstaan dit van ons boere nie vanoggend hier is nie. Maar geliefdes, dit is vir my heerlik om vanoggend saam met julle te wees, en ek dink julle het die regte oggend gekies om hier te wees, om vanoggend ook by die Here 'n boodskap te ontvang, want hierdie teks, geliefdes, dink ek het ons almal bitterlik nodig. Maar so met dit, geliefdes, kom ons begin en dan dink ons aan die wat swaar kry, ons bid vir die wat die Here nodig het. En ons lys is maar lank, geliefdes, die lys raak maar al hoe langer. Ons dink steeds aan tannie Anna Botma, tannie Sonja Slebush, tannie Frikkie van Staden, as ons bietjie in die week daar by hou, ons het nagmaal ook vir haar bedien. Ou Willa Rademeier, hy gaan ook in vir 'n operasie nou amper. Tannie Annetjie Harmse, sy het in die week geval, en sy is ook by die dokter, ons dink aan haar, ons bid vir haar, sy is daarom by die huis, daarvoor is ons baie dankbaar. Dan ook vir oom Cor en tannie Susan Swanepoel, hulle was ook in die week by die dokter gewees. En dan oom Kobus Smoek se seun. Oom Kobus Smoek se seun het kanker, hy het kanker in die mond. Dit is verskriklik. Ons dink aan hom en ons bid vir hom. Dit is 'n moeilike omstandighede daar. So ons bid vir Jan. En dan geliefdes ook vir oom Willie de Beer daar by Amot. Ons bid ook vir hom in hierdie tyd. En tannie Henkie Fourie, klink my sy gaan ook nou weer in vir 'n operasie. Tannie Henkie gaan maar deur 'n moeilike tyd met haar rug. Ons dink ook aan tannie Estie Marie en ook oom Norman Best, oom Gert Kreer. Oom Gert Kreer is weer in die hospitaal. Dit klink my uit maar ernstige omstandighede na sy beroerte. Hy het baie goed herstel alreeds, maar daar is maar steeds uitdagings en ons bid vir hulle. Dan 'n baie moeilike situasie is ook tannie Marie Pinaar. Tannie Marie Pinaar se seun, net so 'n paar weke terug het ons gehoor dat sy seun is oorlede, en hulle het hom op dieselfde dag uitgevind dat die dogter het kanker. En het ons nou ook geleer en gehoor dat die dogter is ook oorlede. Om 2 kinders in so kort tyd te verloor. Sjoe, geliefdes, ek weet nie hoe sou ek dit kon hanteer nie. Ek dink dis bitter moeilik. Ons hou vir tannie Marie Pinaar se seun in ons gebede in hierdie baie moeilike tyd. Ons dink ook steeds aan oom Gerrit Koekemoer, oom Ad van Sittert natuurlik, geliefdes, en dan ook Jolandi Benson, dit is oom Charlie se dogter. Ons dink ook aan haar. Ons weet sy gaan ook deur 'n baie moeilike tyd met migraines en al die tipe van dinge. Ons dink aan haar en ons bid vir haar. Geliefdes, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader en Heilige God, Here, dankie dat ons U mag nader wanneer ons swaar kry en wanneer ons ly. Ons vra U, Here, dat U ons sal ondersteun en dat U ons sal krag gee. So baie mense, Here, wat seer het, en wat ly en wat siek is. Ons bid, Here, dat U hulle sal optel, dat U hulle sal vashou. So baie mense, Here, wat nie meer weet watter kant toe om te draai nie, wat moedeloos is, wat moeg is, Here. Maar ons weet, Here, dat U sal voorsien. Want U is 'n God en nie 'n mens nie. U is by ons en dit is al wat ons nodig het. Dankie, Here, dat ons op U mag staat maak. Here, gee ons net alles wat U wil behaag. Want ons weet dat U wil is goed. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons groet dan volgende Here. Dit is wonderlik om by die Here te kan wees en te kan sing en te kan loof. Kom ons staan, dan sing ons saam met Vonk 120. Ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Julle sal dit goed ken, dit is soos 'n wildspok wat smag na water.
Geliefdes, so sê die Here Jesus, ons verlosser en redder. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here lied 184 vers 1, 2 en 4. Broers en susters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet wat die Here ons vergewis het en ons vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het.
Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de geslag en 4de geslag wat die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of donkie of enige dier van jou vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en die Here jou God jou deur sy groot genade en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en dit sal goed met jou gaan in die land wat die Here vir jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing lied 232 vers 1. Broers en susters, nou dat ons ons skuld vir God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Nou het ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing lied 442 vers 1 en 2.
Geliefdes, terwyl ons dan net so sit, kom ons raak dan stil voor die Here en dan bid ons saam. Stefan, ek weet nie hoekom nie, maar ek hoor 'n hoeter hier buite. Ek weet nie of jy net wil gaan kyk nie. Kom ons raak stil en dan bid ons net saam. Heilige Here en Skepper God, U het ons 'n lewe kom gee. En ons is ewig dankbaar daarvoor. Elke dag wat ons het, elke kosbare dag, is vir ons 'n seën. Ons weet, Here, dat om maar die blou van die lug en ook die reën daar buite te hoor, dan wil ons, Here, net U loof en prys daarvoor. Ons het vir so lank in hierdie seisoen, Here, reën nodig gehad en hier in hierdie oggend wil ons vir U sê dankie. Is daarom maar 'n wonderlike ding om te mag leef. Here, ons het soveel dinge om vir dankbaar te wees. Here, ons kyk na ons lewens en ons kinders en ons kleinkinders en ons families en vriende, die mense wat ons rondom ons het en ons is dankbaar, Here. Ons is dankbaar dat ons deur ons lewens sal kon lag en dat ons kon speel en dat ons werklik waar die vreugde van hierdie lewe kon beleef. Here, daar is soveel om voor dankbaar te wees. Maar ons moet erken, Here, en dalk kan ons nie anders nie. Maar soos die reën daar buite val, soos wat die groen van die gras daar buite so mooi lyk, so droog kan dit ook wees, so grys en moeilik kan die lewe raak. Ons moet vanoggend erken, Here, dat saam met al die blydskap, saam met al die vreugde, saam met al die mooi en dankbaarheid, pleit ons ook by U. Ons vra U, Here, hoe gaan ons hier uitkom wanneer dit moeilik raak in ons lewens? Here, ons bid tot U en ons weet, Here, dat dit wat U vir ons gee is wonderlik en mooi, maar ook uitdagend en die lewe maak ook seer. Ons kom vanoggend na U toe. Ons vra U, Here, om ons te help. Openbaar U woord vanoggend aan ons, sodat ons mag vind, dat ons mag hoor hoe U ons kan help, wat U doen in ons lewens. Gee tog vir ons, Here, 'n vooruitsig van wat ons kan verwag wanneer die lewe moeilik raak. Help ons, Here. Leer ons, Here. Sterk ons, Here. Lei ons, Here. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Christus, soos wat U bewus is, het ons al die laaste 2 sonnae 'n bietjie tyd spandeer met hierdie gedagte dat lydenstyd 'n tyd ook vir selfrefleksie is en hoe ons met God saamwerk. Hoe werk ons verhouding met God as ons begin nadink oor wie ons is en wat ons doen? Ons het gehoor dat ons is maar sondige mense. Ons wil doen wat ons graag wil, ons wil besluit wat goed of sleg is, en dan beland ons in sonde. Ons het ook gehoor laas week dat ons stoei met God. Soos Jakob gestoei het, stoei ons met die Here, maar dit is juist wanneer ons begin stoei dat die Here begin om ons te verander. Vanoggend wil ek jy moet herinner word dat wanneer die lewe moeilik raak, wat ons te doen het, wat ons mee werk, met wie ons te doen het, is die Skepper van die hemel en aarde. En hierdie Skepper, ons God, is 'n genadige God. Hy was dit nog altyd. Daar was hierdie argument wat mense op universiteit as predikant, as jy teologie studeer, hoor dat daar is 'n klomp argumente
rondom wie God is en hoe God werk. Deur die eeue was dit al gevra en was daar al bespiegel oor dat dit klink nie asof die Ou Testament God dieselfde God is as die Nuwe Testament nie. En dit het ek al baie by lidmate ook gehoor. Ek het gehoor dat mense vir my sê, ja, mens hoor van al hierdie doodslaan en seer en vervolging en straf in die Ou Testament en genade, liefde en getrouheid in die Nuwe Testament. En ek vra, waar is hierdie God? Is hy dieselfde God? Ek dink gedeeltes soos wat ons vanoggend lees, is gedeeltes wat ons herinner dat dit is dieselfde God. Dat ons het 'n genadige God, 'n God wat ons liefhet en wat ons wil help. En daarom, geliefdes, dink ek, daar is geen beter teks vir ons in 'n tyd waar dit moeilik gaan, waar dit swaar gaan, in mense se lewens en omstandighede rondom hierdie wêreld, nie net in ons land en in ons dorp nie, maar rondom die wêreld gaan dit moeilik. En daar waar jy vandag is, glo ek het jy hierdie gedeelte ook nodig. Die gedeelte, geliefdes, kom uit Esegiel 37, uit vanaf vers 1 tot en met vers 14. Profeet Esegiel is nou op 'n baie interessante plek in sy lewe. Die volk Juda is vervolg. Hulle is in ballingskap. En dan gebeur die volgende. Die teks sê vir ons: Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien dat daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my: Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord: Nee, Here, nee, dit weet net U, Here my God. Hy het toe vir my gesê: Tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle: Hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seënings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree soos ek beveel is en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar seënings en vleis aan hulle en word daar vel bo oor getrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my: Praat nou as profeet met die gees, tree op as profeet mee en sê vir die gees: So sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het. En toe kom die gees in hulle en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê: Mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê: Ons bene is uitgedroog. Ons het geen hoop meer nie. Dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle: So sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk. Ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon.
dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. Tot sover ons skriflesing dan vanoggend, geliefdes. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Wanneer is diep te diep? Wanneer is te veel? Net te veel. Wanneer is laag? Net te laag. Wanneer is moeg? Werklik waar net te moeg. Uitgeput? Net te uitgeput. Elkeen van ons vanoggend, geliefdes, kan saamstem, kan erken, kan bely dat ons het al te veel gehad, was al te moeg, het al te swaar gedra. Elkeen van ons weet wat dit is, dat wanneer die lewe begin druk, dan beleef ons 'n laagte, 'n diep laagte. Nou ja, ons het al deur baie laagtes in die lewe gekom, maar daar is sommige laagtes, geliefdes, wat net te laag is, net te veel is. Baie van u weet wat dit is wanneer ons sê ons bene is uitgedroog. Ons hoor vir die volk hier, Israel, wat uitroep, my bene is uitgedroog. Ek het geen hoop meer nie. Dit is klaar met ons. Wie van julle het daardie woorde al ooit gedink, dalk uitgeroep, dalk in die middel van die nag wanneer niemand jou sien nie, dalk uitgeroep en gesê, dit is klaar met my. Ek weet nie hoe om aan te gaan nie. Wanneer is droog, uitgedroog? Geliefdes, ons moet vanoggend besef hoe hierdie lewe werk. Die lewe wat ons gekry het by die Here, het baie mooi. Ons baie seëninge. Ons baie om vir dankbaar te wees. Maar daar is in hierdie lewe geen waarborg dat saam met al die hoogtes in die lewe dat ons geen laagtes gaan beleef nie. 'n Laagte in hierdie lewe is 'n realiteit. Daarvan sal u nie kan wegkom nie. Daarom, geliefdes, is hierdie gedeelte in Jesegiel 'n baie toepaslike gedeelte vir my en jou. Want ons sien dat Jesegiel is in hierdie laagte. Hy is in hierdie laagtepunt. En rondom hom sien hy droë, dooie bene. En die Here, geliefdes, die Here nader hom. En die Here vra hom hierdie baie interessante vraag. Die Here sê vir Jesegiel, mens, dink jy ek kan hierdie bene weer lewe gee? Ek wonder, geliefdes, wie van u sou dalk graag Jesegiel se gesig wou sien toe die Here dit vir hom vra. Om dalk vir die Here te kyk en te sê, regtig, hierdie droë bene? Ek dink my reaksie sou wees, nee Here, natuurlik nie. Natuurlik, hierdie is dooie bene, daar's niks meer hier oor nie, natuurlik kan dit nie meer lewe hê nie. Maar dit is nie wat Jesegiel antwoord nie, is dit? Nee, geliefdes, die antwoord wat Jesegiel gee is, Here, alleen U weet dit. Alleen U weet of hierdie bene lewendig kan word. Dis 'n baie interessante antwoord. Iets wat ons dalk moet oorweeg. Vanoggend, geliefdes, iets wat jy dalk in jou eie lewe moet oorweeg. Hoeveel hopelose bene lê rondom jou vanoggend? Hoeveel hopelose seer? Hoeveel dinge sê jy sal nooit weer regkom nie?
Dalk geliefdes, as die Here vir jou kom vra, dink jy ek kan jou dooie bene weer lewend maak? Dan wonder ek, hoe sou jy antwoord? Sou jy met 'n lag, elke sarkastiese lag vir die Here sê, nee, Here, nooit nie? Sou u kon dapper wees? Sou u kon glo, in geloof die Here antwoord en sê, alleen u weet dit. Alleen u weet dit. En dan hoor ons dat die Here profeteer. Die Here sê vir Esegiel dat hy moet profeteer. Hy moet vir hierdie bene sê, kry lewe. Hy moet vir hierdie bene sê, hierdie dooie dorbene, moet hy nader en hy moet vir hulle sê, dat julle dooie, droë, dood bene moet lewendig word. En ek dink, dat dit is die moeilikste ding, wat Esegiel moes doen. Want geliefdes, ons mag dalk baie keer vertrou op die Here. Maar wanneer die Here vir ons vra om lewe te spreek, dan is ons baie keer huiwerig. Maar hier, in 'n laagte, voor dooie bene, vra die Here van hom om dit te doen. En hy doen dit. Hy kies om nie op homself staat te maak en nie op die rasionele, werklike dinge, soos wat hy geleer is, soos wat die realiteit vir hom wys nie. Hy kies om op die Here te vertrou en die onmoontlike te vra. En dit gebeur. Die bene kom bymekaar, vleis word oorgetrek en daar is lewe. Hy spreek tot die windstreke en die gees van God kom in daardie bene in. En daar is lewe. Daar is lewe. Nou, liefdes, ek dink hierdie is belangrik. En vir u om werklik te verstaan wat hier aan die gang is, moet ons hoor dat hierdie was moontlik, heel waarskynlik 'n visioen. Dit word nooit gesê dat dit 'n visioen is nie, maar dit is heel waarskynlik een. Want die teks leer vir ons, net sê vir ons dat die Here kom na Esegiel toe en sê vir hom, hierdie bene wat jy nou gesien het, hierdie bene wat lewend geword het, dit stel Israel voor. En hy sê, omdat dit Israel voorstel, is dit hulle wat na my toe kom, my as Here, en sê, ons is uitgedroog, daar is niks meer van ons oor nie, ons het niks meer hoop nie, en dan sê die Here, nou moet jy vir hierdie volk gaan sê, ek sal vir hulle weer lewe gee. Nou, Esegiel skryf so in die 6de eeu voor Christus, so wat 597 voor Christus. In 'n tyd, geliefdes, toe hy daar by die Kebar rivier, daar langs die systreke van die oor die Eufraat rivier gebly het. Daar, geliefdes, daar skryf hy. Esegiel was een van die priesters wat saam met Babylon uitgevaar was in ballingskap. Dit is hy wat saam met die volk gesien het hoe Jerusalem val. Die tempel tot op die grond toe afgebrand word. En ons hoor uit daai Psalm, kan julle daai Psalm onthou? Ons hoor hom baie keer gesing deur Bonnie M. By die riviere van Babylon het ons gehuil. Esegiel was een van daardie mense wat langs die rivier gebly het en gehuil het oor dit wat gebeur het. Dit is hy wat gesien het dat hierdie volk nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, maar 3 keer nou al in ballingskap weggevoer was. Dat hulle is in boeie gesit en weggevat van hierdie beloofde land af. Daar was min van hierdie volk oor. En hierdie mense het begin glo, het begin dink dat daar is niks meer hoop nie. Dat daardie belofte van die Here het vergaan.
dat hulle sal nooit weer die beloofde land sien nie, dat hulle is so goed soos dood, en nie net dood nie, maar uitgedroogde bene dood. En die Here sê vir Esegiel, dat hy moet vir sy volk gaan sê, al lyk dit nou of alles verlore is, ek is die Here, julle God, en ek gee lewe. Ek gee lewe uit die dood uit. Herinner dit u nie, geliefdes, aan daardie verhaal in die Johannes Evangelie. In Johannes 11 as ons hoor van Lazarus. Lazarus is al 4 dae dood. 4 dae is Lazarus in die graf. En toe Jesus daar kom, het hulle gewaarsku, moenie die graf oopmaak nie, want hy het al begin ruik. Hy is so dood soos wat kan wees. Maar kan jy onthou, wat vra Jesus vir Martha, Lazarus se suster? Hy sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hulle ook. Wie in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit, Martha? Glo jy dit? Haar antwoord daardie dag was, ja, Here, ek glo. En met Lazarus wat al ryk, toegedraai in doeke in 'n graf, het Jesus gesê, staan op, en uit die dood het lewe gekom. Dit is hoekom Jesus self in Johannes 5 vir ons die volgende sê. Hy sê, daar kom 'n tyd, in vers 25, daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van God sal hoor, en die wat hoor, sal lewe. Want soos die Vader die lewe in homself het, so het hy dit ook aan die Seun gegee, om lewe in homself te hê. Hy het aan hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moet julle nie hieroor verwonder nie, want daar kom 'n tyd, wanneer almal in die grafte sy stem sal hoor, en sal uitkom. Die wat goed gedoen het, die wat die opstanding van die lewe, maar die wat verkeerd gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Lewe uit die dood. Nou, droë bene kan in ons lewens baie vorme inneem. En ek wil vanoggend, net so voor ek begin afsluit, vir u vra, hoe lyk jou laagte? Ons sien dat Esegiel word deur die Here gevat om rondom hierdie bene te loop. En ek vra van u vanoggend om rondom die dooie, droë bene te loop. Is u uitgeput? Uitgeput. Het die werk deur die jare baie van jou gevra. Die energie wat jy eens op 'n tyd gehad het as 'n jong man of 'n jong vrou, dat dit is dood, dit is droog, daar is niks meer oor nie. Is daar droë bene in jou lewe? Is jy dalk vanoggend emosioneel en geestelik oorlaai? Soveel so dat jy kan sê, uit hierdie probleme wat voor my nou sit, kan ek nie uitkom nie. Ek is net te depressief. Ek het niks meer oor nie. Probeer gee, maar ek het nie meer om te gee nie. Is jy uitgedroog? Dalk geliefdes, is daar mense in jou lewe wat soos dooie, droë bene is. Mense met wie jy nie meer praat nie. Familielede
met wie jy eens op 'n tyd soveel mee te doen gehad het, so groot liefde voor gehad het, maar vandag kan julle nie een woord vir mekaar sê nie. Want dit is dood, dit is droog, uitgedroog. Dalk is daar iemand wat gesterf het. En hulle is soos dooie, droë bene rondom jou. In die nag droom jy nog van hulle en jy sien hulle. En dit is soms te veel. Soms te veel omdat jy so lief is vir hulle. En hier dink jy aan hulle. En hulle is altyd voor jou en hulle is uitgedroog. Daar is niks meer oor nie. Ek wil vanoggend vir u kom sê, dat ons het 'n genadige God. Dat ons het 'n God wat in jou laagte inklim. In jou laagte kom staan. En vir jou kom sê, daardie dooie, droë bene sal ek lewendig maak. Al wat jy moet doen, is jy moet lewe spreek. Jy moet net lewe spreek. Spreek lewe tot hierdie dooie dinge. En daar sal lewe wees. Jy sal na jou omstandighede kyk. Jy sal kyk na daardie verhoudings wat verbrokkel het en sien hoe daar vleis en vel oor dit getrek word. Jy sal kyk na jou uitgeput, oorlaaide mens wees en hoe die gees en krag weer ingeasem word en waar jy kan opstaan en leef. En jy sal met die wederkoms van Jesus Christus, soos 1 Korintiërs 15 ons leer, dat wanneer die trompet weer klink, dan sal die dooies as onverganklikes opgewek word. Ja, jy sal dit ook mag sien. Jy sal mag sien dat ons eendag saam sal sing, ek en jy, ons sal saam sing, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Los my geliefdes vanoggend met baie hoop. Met baie hoop in my eie lewe. Die dinge wat ek net dink onmoontlik lyk. Laat my diep afhanklik bly vir die Here wat my gemaak het. Die een vraag wat my net bybly, die een vraag wat in my kop wemel, wat ek nie by kan wegkom nie, is die vraag hoekom? Hoekom sal die Here dit doen? Hoekom? Hoekom gaan die Here na Esegiel toe? Hoekom sê hy vir Esegiel, hy sal hierdie volk red? Want ek beloof u vandag, hierdie volk het dit nie verdien nie. Hierdie volk het dit veral nie verdien nie. Want Israel in hierdie omstandighede het juis in ballingskap opgeëindig, want hulle het van God vergeet. God het hulle deur die woestyn laat trek, hy het hulle lewend gehou deur die woestyn, hy het elke dag vir hulle gevoed, hy het elke dag vir hulle genoeg gegee, en hy het vir hulle hierdie beloofde land gegee, hy het konings gegee om na hulle te kyk, hulle het soveel gehad om verdankbaar te wees. En tog het hulle van God vergeet. Hulle het ander gode gaan dien, hulle het vir die Baals gaan offer. Hulle het gegaan en gesê, daardie God sal my oes te laat uitbring. Ja, daardie ding sal my lewe beter maak. En hulle het God soos 'n vloerlap eenkant gegooi en van hom vergeet en hom daar laat lê. Hoekom? Hoekom sal die Here hulle red? Hoekom sal die Here Jesus my red? Hoekom sal die Here my red as ek dit nie verdien nie? Soveel keer in my lewe waar ek net die Here soos 'n vloerlap eenkant gegooi het en van hom vergeet het. Soveel keer het ek gedink ek kan by my eie magte, my eie kragte dinge regkry en doen en gedink ek kan 'n afgod maak van soveel dinge in my lewe en net dink dat ek kan sonder God aangaan. Hoekom sal die Here my droë bene lewe gee?
Maar hierdie teks is kosbaar. Want hierdie teks gee vir ons 3 maal. 3 maal die rede. Die antwoord, geliefdes, is dat die Here gee dooie bene lewe. Want dan sal jy sien dat ek die Here is. Dan sal jy besef dat ek die Here is. Dan sal jy besef dat ek die Here is. En ek doen wat ek sê. In Hosea 11, dan verdien die volk om vernietig te word. Maar die Here antwoord so: hoe kan ek jou vernietig soos Adma? En met jou maak soos Seboim? Kan ek nie oor my hart kry nie, sê die teks. My liefde brand te sterk, want ek is God en nie 'n mens nie. Vanoggend wil ek vir u wys, ek wil hê u moet dit hoor en u moet vanoggend besef. Die Here sal jou dooie bene in jou lewe, die dinge wat jy dink onmoontlik is, weer lewe gee. Sodat jy mag besef dat hy die Here is. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Heilige God, ons is maar dooie, droë bene. Ons verdien nie die lewe nie. Dit is klaar met ons. Daar is geen meer hoop oor nie. O Here, alleen U weet of daar lewe kan kom met hierdie droë, dooie bene. Vanoggend wil ons U daarvoor vertrou. Ons kyk na ons lewens en die dinge wat lyk of dit wil sterf en asof daar niks meer hoop is nie, en ons kies om vanoggend lewe te spreek. En te erken dat daardie dinge is nie verlore as U daarin betrokke is nie. As U dan binne in ons laagte is, as U dan by ons is, dan is niks verlore nie. Want by U is alles moontlik. Ons weet, Here, dat U is 'n genadige God, wat lewe uit die dood uit laat opstaan. Die grootste bewys daarvan, liewe Heer, is Jesus Christus, ons Here, wat na die 3de dag van die kruis opgestaan het uit die dood en die ewige lewe vir ons kom gee het. So daarom weet ons, ja Here, ons weet ons kan op U vertrou, dat dooie bene weer lewend mag kry, dat my verhoudings, wat so verlore gegaan het, weer lewendig mag word, dat my geesdrif, my krag in my liggaam, die emosionele toestand, my optimisme vir hierdie lewe, mag weer lewe kry. Ek weet, Here, ek weet dat daardie geliefdes, ons vandag gaan dink, wat gesterf het. Ja, Here, U het vir hulle ook weer lewe kom gee. So al wat ons kan doen, Here, is voor U neerbuig, U aanbid, U loof en prys en dank. Dat selfs in ons laagtes, selfs in die diepste van die diepste, die seerste van die seer, die droogste, die uitgedroogste plekke in ons lewens, daar is U, en daar gee U lewe. Dankie, Here, dat ons daarop mag staatmaak. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons loof die Here, voordat hy op daardie plekke by ons is. Kom ons sing tot hom, en ons sing saam uit lied 509, vers 1, vers 2 en ook vers 4, op berge en in dale.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie Christus, ek het net so 'n paar enkele afkondigings voor ons uitmekaar uitgaan vanoggend. Verjaarsdag vandag, verjaar ons nuut verkose diaken, Gerard Meyer, ons sê vir hom baie geluk, en dan ook Gerry Nudee, Gerry baie geluk ook met jou verjaarsdag, en Diane van der Westhuizen, baie geluk, mag die Here ook jou ryklik seën. Die 24ste is Rita Greiling wat ook verjaar, tannie Rita, baie geluk. En dan ook Isak Barnard, ek het vir Isak vanoggend iewers gesê, daar agter staan, jy verjaar ook die week, baie geluk ou Isak, mag die Here ook jou ryklik seën. En dan die 26ste Jan van Niekerk, wat ook verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. Die 27ste Maart is Gawie van der Merwe, baie geluk Gawie ook met jou verjaarsdag. En dan die 28ste, sy moet aan die Henkie, die moeilike tyd wat sy ook gaan, ons dink ook aan haar, tannie Henkie vir sy verjaar ook die week. En tannie Lalla Smit, sy is ook al deur 'n baie moeilike tyd die laaste paar jaar. Ons bid vir tannie Lalla en ons sê ook vir haar baie geluk. En ook oor Leon Snyman, baie geluk Leon ook met jou verjaarsdag. Geliefdes, dan op ons kalender, daar sal nie Bybelstudie hierdie week wees nie. Wens die feit dat ek so 'n bietjie Dinsdag en Woensdag op verlof is. Ek is 'n bietjie op verlof in die week. En dan die 26ste Maart is daar bloedskenk van 1 uur af. Die NHSV se pillehouertjie projek, as julle daar is nog so 'n paar pillehouertjies daar agter, vat vir jou. Ons samel so 'n paar R5 in vir die NHSV. Asseblief gee daai pillehouertjies vir Annetjie Dreyer, indien u dan nou daai pilletjiehouertjie vol gemaak het. En geliefdes, ons verkope, is dit weer die lekkerste goed in die saal te koop, asseblief gaan maak daar 'n draai. Ons het lekker koekies teen R25 'n pakkie. Dis daarom my moeite werd. My seentjie het laasweek 'n pakkie koekies gekoop. En voordat ons by die huis kom, van die kerk af tot by die huis, dis daai pakkie koekies klaar. Dis hoe lekker dit is. So asseblief kom kry vir jou 'n pakkie koekies.
En dan is daar lekker pastye ook te koop. Die dames het weer hard gewerk in die week om pastye te bak. Asseblief teen R20 elk, asseblief kom kry vir jou ook in die saal pastye. Dis lekker om sommer net so in die airfryer te sit of in die mikrogolf, en dan het jy lekker ete. Vrydag het ons weer ons Vrydag kafee. Ons hoop hierdie reën hou aan tot Vrydag toe. Dit is lekker pannekoek weer. Ons hoop vir pannekoek weer. Dan kan jy 'n lekker pannekoek kom kry Vrydag. Dis R6 'n pannekoek. Bestel asseblief by die kerkkantoor. En ook dan die Annetjie, hulle kan by jou ook bestel, nee. Ek sal Annetjie Dreyer se nommer ook vir u bysit. Dit is asseblief Vrydag. Dan die 3 van die bestes lê vir ons nou voor. 3 van die bestes is nou Saterdag, is hierdie Saterdag, daar by Vredefort se Klipkerk, asseblief geliefdes, as jy nog nie 'n kaartjie gekry het, koop vir jou een. Koop vir jou een, dit gaan nie moeite werd wees, dit is 'n wonderlike geleentheid. Baie dankie vir almal wat al reeds so groot ondersteuning gewys het vir hierdie projek, ons waardeer dit opreg. Dis net R250, as daar een ding is wat ons wel gesien het, is dat daar 'n klomp navraag was, hulle sê vir ons, ons weet nie of ons gaan kom nie, maar ek gaan honger raak, gaan daar iets wees om te eet. En so, ons het vir jou nou vanoggend 'n antwoord. Daar gaan lekker vetkoek en hotdogs te koop wees by hierdie geleentheid. Asseblief, jy kan voor die tyd, kan u vir u 'n lekker vetkoek en maalvleis of 'n hotdog gaan koop. Ons vra net dat as die program wel begin, dat julle dan nie kos inneem in die kerk in nie. Natuurlik, ons nie 'n kerk vol kos invat nie, so asseblief, ons vra dat julle voor die tyd koop, en sommer na die tyd. Na die vrugting is jy welkom ook 'n paar vetkoeke en worsbroodjies te koop, so jy hoef nie te wonder of daar iets gaan wees om te eet nie, jy is welkom om dan ook dit te kry by daardie konsert. Dit is dan al vir my, ek sien Esther al gou iets te sê. Natuurlik. Esther, herinner my nou, dit is 'n wonderlike ding, asseblief versprei dit so ver as wat jy kan. Daar sal ook kaartjies by die deur te koop wees. Ons weet dat mense kry maar hulle salaris nou eers hier na die 20ste. So ons weet dit is maar soms moeilik om voor die tyd die kaartjies te koop voordat mense geld gekry het. So ons wil julle verseker, as julle weet van mense wat graag die ding wil bywoon, hulle is nog nie te laat nie. Asseblief sê vir hulle kan sommer by die deur ook kaartjies koop. Baie dankie Esther ook daarvoor. Hierdie week skink Bethlehem vir ons tee. Mag julle 'n geseënde Sondag verder hê. Totsiens vir julle almal. Nee,